van die hoofstuk. En ons was vir ons 'n wonderlike tyd gewees in Markus. Ek dink ons trek by preek iets soos 54 of 55 en so, en dit is hier en daar onderbreek gewees deur ander reekse en ander dinge wat ons ook gedoen het. Maar dit is heerlik om net weer God se woord oop te maak en te kyk na hierdie stukkie. En laasweek het ons so lank stuk hanteer en hierdie week hanteer ons so klein stukkie. Dis 'n korter gedeelte vandag. Nou, jy het sekerlik al iets gedoen wat jy weet dit was verkeerd. Dit wat jy gedoen het was verkeerd geweest. Kinders, wie van julle het al julle hare gesny met 'n skêr? Okay. Of iets anders te gesny met 'n skêr wat jy nie moes sny nie. Okay. Ja, maar daar's groot kinders agter wat ook land opsteek. Ja, ons doen goed wat ons weet verkeerd is. Dalk het jy vir iemand iets gesê wat jy na die tyd wens jy het dit nie gesê nie. Of jy het iets gedoen wat jy later nie kon glo dat jy dit werklik gedoen het nie. Hoe kon ek dit gedoen het? Of dalk is iets wat jy moes gedoen het, wat jy nie gedoen het nie. En na die tyd weet jy is spyt daaroor dat jy dit nie gedoen het nie. En hoe voel jy dan? Hoe voel jy nadat jy agtergekom het dit wat jy gedoen het? Net die verkeerde ding wat jy gedoen het. Jy voel baie keer sleg, jy voel skuldig. Jy wens jy kan ergens gaan wegkruip en nooit weer uitkom nie. Partykeer doen die kinders dit letterlik. Jy weet hulle gaan kruip weg want hulle wil nie weet pappa en mamma het uitvind nie. Jy voel dalk selfs jy weet nie lekker meer wie jy is nie. As ek bereid is om dit te doen, wie is ek dan? Jy voel dalk selfs depressief as gevolg van dit. En vir 'n tydjie is dit reg om skuldig te voel, want jy is skuldig. Maar jy kan nie net aanhou sleg voel oor dit wat jy gedoen het nie. Nee, jy moet die sonde wat jy gedoen het, moet jy reg hanteer. Jy moet dit Bybels hanteer. Jy moet dit reg oplos. Anders gaan daai sonde, dit gaan jou vernietig. Daai skuldgevoel gaan jou stikkend maak oor tyd. Dit kan jou siel aan die binnekant vernietig. Dit kan maak dat jy wegdraai van mense wat lief is vir jou en jy wil help. Dit kan maak dat jy op die ouende heeltemal dalk rebelleer. Dit kan maak dat jy depressief word op die ouende. 1 Petrus 2 vers 11 sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou, dis 'n ou manier om te sê weghou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. So ons sondes voer stryd teen ons siel, dit maak ons stikkend en veral wanneer ons sondes, een van daai vleeslike sondes wat ons het, is om wanneer ons gesondig het, dit nie reg te hanteer nie. En dit veral maak ons stikkend. Dit voer stryd teen ons siel. En vandag kyk ons na iemand wat iets verskrikliks gedoen het. Mense kan amper nie glo dat hy hierdie gedoen het nie. En die ergste van alles, is hy net voor hierdie het hy gesê, hy sal dit nooit doen nie. En Jesus het hom gewaarsku en gesê, jy gaan hierdie doen. En nog steeds het hy gegaan en hy het dit gedoen. Ons kyk na Petrus wat vir Jesus verloon het. En Petrus het dit nie net 1 keer gedoen nie, hy het nie net 2 keer gedoen nie, maar hy 3 keer vir Jesus verloon. En soos ons hierdie nou lees, probeer dit lees asof jy dit die eerste keer lees. Ons ken die verhaal, ons weet wat gebeur, ons het dit al soveel kere gehoor, dat dit skok ons nie meer nie. Ons lees dit nie regtig en besef wat presies hier gebeur nie. En onthou, net 'n paar ure voor hierdie het Petrus vir Jesus gesê, ek sal u volg tot die dood toe. Maar toe Jesus gearresteer is, toe vlug Petrus en die ander disippels. Maar die verhaal is nie verby daar nie, dit eindig nie net daar nie, Petrus se verhaal nie. Petrus volg dan vir Jesus, nee, en hierdie massas mense wat hom gevang geneem het, maar hy volg op 'n afstand. Maar hy's darm daar. So dalk, net dalk, sal hy op 'n kritieke oomblik gaan hy opstaan vir Jesus en bereid wees om saam met Jesus vervolg te word. So kom ons kyk, kom ons lees die gedeelte saam. Markus 14 vanaf vers 66. Terwyl Petrus onderin die binneplaas was, so hy het nou toegang gekry na die hoofpriester se huis toe of sy amper paleis toe, kom daar een van die dienmeisies van die hoofpriester. En toe sy vir Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasareëner, Jesus. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie.
en hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. En toe die meisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle. Maar hy het dit weer ontken, en 'n bietjie later weer sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileër, en die ou vertaling sê dan by hierso, jou spraak is net so. Vers 71. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. En vir die tweede keer het die haan gekraai, en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon, en hy het in trane uitgebars. Ons opskrif vir vandag is, Petrus verloon vir Jesus, en jy? Hoe is hierdie van toepassing op jou? Hoe kan jy hier uitleer? Dis die idee. En jy? En een waarheid wat ons leer in hierdie gedeelte is iets wat J.C. Ryle gesê het. Hy het gesê, the best of men is only men at best. Right? The best of men is only men at best. En ons sien dit, sien dit hierso, niemand is ons redder behalwe Jesus nie. Ons word nie deur mense gered nie. Ons kan nie ons absolute vertroue in mense plaas soos in Christus nie. Ons sien ook hierso ongelooflike kontras tussen Jesus en Petrus. Jesus word verhoor voor die Joodse raad, voor die hoëpriester, voor die skoonpa van die hoëpriester, so die vorige hoëpriester, die magtigste mense in Jodendom, maar hy bly staan. Petrus word ondervra deur 'n diensmeisie en hy val. Verder moet ons ook besef, as Petrus, 'n apostel, kon geval het, dan moet ons nie dink dat ons of ander in ons gemeente nie sal val nie. Maar ons gaan, soos ons sien, ons gaan soos ware gelowiges van Jesus, gaan ons weer opstaan en Jesus bly volg. Dit is wat 'n ware gelowige doen, wanneer hulle gesondig het, wanneer hulle geval het. Hulle staan weer op en hulle bly Jesus volg. So in vers 66 tot 68 sien ons die eerste keer. Okay, die eerste keer, eenvoudig. Ons sien die eerste keer wat Petrus vir Jesus verraai. Kyk na vers 66. Sê terwyl Petrus onder in die binneplaas was, en dit skep amper 'n kontras met Jesus wat bo was in die bovertrek. Hierdie binneplaas is soos die voorhof, die area tussen, weet jy, die groot geboue wat langsaan is, of die groot kamers wat langsaan is in hierdie plek. En hierdie kamers is of dubbel verdieping hoog, of hulle is partykeer is die hofarea net laer en sal trappe na al die verskillende kamers toe. En dis hoekom dit sê onder, binne in die binneplaas. En dis waar hy is, hy's daar in die hoofpriester se plek. En dan sê dit, en kom daar een van die diensmeisies van die hoofpriester. En Johannes sê dit dat sy was een van die diensmeisies wat 'n deurwagster was. So sy is moontlik selfs die een wat vir Petrus ingelaat het nadat Johannes met haar gepraat het. As ons kyk na Johannes se evangelie. Maar hierdie diensmeisie is nie enigiemand belangrik nie, sy is net 'n diensmeisie. Sy ken belangrike mense, sy ken die hoofpriester, sy is 'n diensmeisie van die hoofpriester, maar sy self is 'n nobody. Okay, en hierdie nobody kom nou en stap verby Petrus. Kyk nou vers 67. En toe sy Petrus sien, en dit is amper asof sy hom net half raak sien, sy vir Petrus sien, besig om homself warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook by die Nasareëner Jesus. So hierdie diensmeisie sien weer 'n keer vir Petrus, soos wat hy daar by die vuur sit, maar dit is amper asof sy verbystap en dan ewe skielik is daar iets wat sy sien, hè? Want Petrus sit by die vuur besig om homself warm te maak en nou is sy gesig meer sigbaar en sy sien hom en sy begin iets herken in hom. Die teks sê, toe sy vir Petrus sien, daar's 2 keer wat sy kyk hierso, besig om homself warm te maak, kyk sy na hom. En daai woord kyk is nie die gewone woord vir kyk nie. Dit is om intens te kyk na iets. Dit is om te kyk met belangstelling. Okay, jy is regtig besig om hierdie te bestudeer, hierdie persoon se gesig. En daai belangstelling kan of meer positief wees, net die woord hoe dit gebruik word, so dit kan gevul wees met liefde en omgee, barmhartigheid,
of daai belangstelling kan meer negatief wees, meer gevul wees met bekommernis, met besorgdheid, selfs met haat. Maar haar kyk is een van bekommernis, een van, wat maak hy hier? Sien ek reg? Is daar nie die ou wat altyd saam met Jesus was nie? Is hy nie dalk die ou wat ek nou van gehoor het, een van ons ander medewerkers se oor afgekap het nie? Ek ken hierdie ou, ek ken hom. En wat maak hy hier? So sy herken skielik vir Petrus en daarom vra sy, en dit lyk asof dit hard genoeg is dat die ander daar kan hoor, sy vra, jy, en in die Grieks is dit duidelik dat jy is beklemtoon, jy was ook by die Nasarener Jesus. Daar is 'n aantuiging wat sy maak. Hoekom noem sy vir Jesus so, die Nasarener Jesus? Wel, dit is van waar Jesus was, is die area waar hy groot geword in Nasaret, en dit is hoe die mense daar van Jesus gepraat het. Die mense in Jerusalem het so gepraat van Jesus, oor die algemeen. Die naam Jesus is redelik bekend gewees in daai tyd, so baie keer met 'n bekende naam sit jy iets by, soos met Simon, weet, het jy altyd bygesit, daar's baie Simons, en die Judasse was ook baie Judasse gewees. Maar om te sê iemand is 'n Nasarener, is om neer te kyk op hulle. Dit is om dit amper hulle te verafskuw. Hierdie Nasareners, is die laer klas mense. En hierdie is wat sy gehoor het, hoe almal gepraat het, en hoe spesifiek, weet, die mense daar in daai huis waar sy gedien het, van Jesus gepraat het. Jesus, die Nasarener. En sy sê, jy was ook by die Nasarener Jesus. En nou het Petrus 'n kans. Dit wat sy sê, is 100% waar, né? Dis reg. Petrus was by Jesus gewees. Hy was al vir 3 jaar ten minste lank by Jesus gewees. En Petrus het gesê, hy sal vir Jesus volg tot die dood toe. So hier is nou sy geleentheid, wat hy kan aangryp. Maar kyk na vers 68. Maar hy het dit ontken en gesê, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. En hy het buite na die voorplein gegaan en die haan het gekraai. So, Petrus het nie vir Jesus hier bely nie, of vir Jesus verdedig nie, maar het hom ontken. Ontken. Dit is hoe die ou vertaling daai vertaal het. Nou daai woord ontken is die woord wat Jesus gebruik in Markus 8 vers 34, baie bekende stuk waar Jesus sê, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon, selfde woord. En sy kruis opneem en my volg. Hy moet homself ontken. So Petrus het nie hier homself verloon en Jesus gevolg nie. Nee, hy het Jesus gaan verloon om sy eie bas te red. Om homself te beskerm. En ek bedoel, hierdie is skokkend. Dit behoort ons te skok hierdie eintlik. Petrus verloon vir Jesus, vir 'n diensmeisie en 'n paar mense om die vuur, en dit net 'n paar ure nadat hy gesê het, hy sal tot die dood toe Jesus volg. En kyk spesifiek na sy antwoord hierso aan haar. Sy, ek weet nie en begryp nie wat jy sê nie. Nou daai klink vir ons al snaaks, né? Want die rede is, want dit is 'n gesegde wat hulle geken het. Dit is 'n gesegde wat die Joodse rabbies gebruik het in die hof. Hierdie is 'n formele manier om iets te ontken. Okay? Hier is 'n sterk formele manier om te sê, ek ontken wat jy sê, jy praat nie die waarheid nie. Okay, so dis nie net enige woordjies nie, dis 'n formele manier hierdie. Hierdie is sterk woorde wat Petrus gebruik om Jesus net te ontken hierso en om te verloon. En nou begin dit figuurlik te warm word vir Petrus rondom die vuur. Okay? En hy gaan verder weg. Hy gaan verder weg van daai groep mense af en hy gaan ook verder weg selfs van Jesus af. En hy wil homself meer beskerm. Sê, en hy het buite na die voorplein gegaan. Die voorplein is amper soos die ingangspoort van hierdie huise wat hulle gehad het. Daar was gewoonlik 'n dak onder daai gedeelte gewees en die binneplaas gedeelte het baie keer nie 'n dak gehad nie. Okay? So dis die ingangspoort, dis waar hy inkom, dis soos by die deur. En hy staan dus, soos die 83 vertaling sê, staan hy na die deur se kant toe. Okay, so hy beweeg weg van meer binnekant toe en hy is besig om nader na die deur toe te gaan sodat as iets gebeur, as ek weg.
Okay? Hy is besig om weg te beweeg. So hy het Jesus nou al verloon met sy woorde, en nou is hy besig om Jesus te begin verloon met sy dade. En kyk nou na die laaste woorde in vers 68. En die haan het gekraai. Die haan het gekraai. En daar's van die Engelse vertalings wat hierdie nie in het nie. Ek dink die NIV is een van hulle. Is grondteks ding, ek dink dit behoort hier te wees. Dat die haan hier so het gekraai op daai oomblik. En hierdie is 'n haan wat 'n bietjie vroeg was. Okay, is bietjie vroeër as toe die son opgekom het en hane doen dit partykeer. Okay? Maar hierdie moes vir Petrus gewaarsku het. Dit moes hom laat onthou het. Want Jesus het vir hom gesê voor die haan 2 keer gaan kraai of voor die son opkom. Ander evangelie sê voor die haan kraai, dis om te sê voor die son opkom gaan jy my verloon. Hierso is dit baie spesifiek dit wat Petrus onthou het, want onthou Petrus is een wat vir Markus baie van sy inligting gegee het en dit vir ons hier opgeteken is. So Petrus moes nou onthou het, die haan kraai, dis die eerste een. Ek het nou nog kans, ek het nog geleentheid om nie weg te draai nie, om te luister na Jesus se waarskuwing, maar hy luister nie na die waarskuwing nie. So dit was die eerste keer. En nou gaan ons sien die tweede keer wat hy Jesus verloon. Vers 69. Sien toe die diensmeisie hom weer sien, begin sy aan die wat daar staan te sê, hierdie man behoort by hulle. En nou raak die hitte bietjie meer. Die diensmeisie los hom nie alleen nie, met sy volg hom, sy kyk waar hy gaan, en nou maak sy nie die aantuiging aan Petrus nie, nou maak sy die aantuiging aan 'n groep mense wat daar staan. Sy sê vir hulle almal, hierdie man behoort aan hulle. Uit Matteus is dit duidelik dat daar's ander wat betrokke geraak het, Matteus en Lukas. En Matteus sê dit dat 'n ander diensmeisie het hom ook gevra, en Lukas sê dat 'n ander dienaar manlik het hom ook gevra. Sodat die een diensmeisie het begin, die ander mense het almal betrokke geraak en almal gesê ja. En nou begin die hele groep hom ondervra. En kyk, die aantuiging is nou ook 'n bietjie wyer. Hierdie man behoort by hulle, nie net by Jesus nie. Hy's geassosieer met die disippels van Jesus, nie net Jesus self nie. Hy is deel van daai groep mense, disippels wat Jesus volg. En weer 'n keer is die aantuiging 100% korrek, nê? Markus is een van hulle. Hy is 'n disipel van Jesus. En weer het Petrus die geleentheid om voor nou nog meer getuies Jesus te bely as sy Here en hy is die Messias. Maar weer ontken Petrus dit. Kyk na vers 70. Maar hy het dit weer ontken. So Petrus ontken dit dat hy selfs 'n volgeling van Jesus is. Dis nie net dat ek naby aan Jesus is nie, ek's nie eers 'n volgeling van hom nie. En die Grieks maak dit duidelik dat hy dit aanhou ontken het. Jou moontlik soos wat ander ook dieselfde tipe van aantuiging gebring het, het hy dit vir hulle ook ontken. En weer eens, hierdie is skokkend. Onthou, hier is Petrus, hierdie is die rots. Petrus wat so selfverseker was, net 'n paar ure vroeër. En die les vir ons hierso is, ons moenie dink dat ons nie in een of ander sonde kan inval nie. Nee, ons moet waaksaam wees. Ons moet altyd waaksaam wees, soos ons gesien het 2 weke terug. Onthou ook dat hierdie selfde Petrus skryf later, want hy het sy les geleer, skryf in 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam. So wees gereed, wees wakker en wees waaksaam. Dis presies wat Petrus nie gedoen het in die tuin nie. Hy het geslaap, in plaas van toe hy moes gebid het en waaksaam gewees het. Maar nou gee vir ons die instruksie, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende en soek na wie hy kan verslind. En onthou julle met Petrus, het Satan Jesus gesê in Lukas, dat Satan het gekom en vurig begeer om jou en julle te kan sif, soos koring. Selfde idee. So ons moet altyd waaksaam wees. Kyk, want ons het 'n vyand, en ons moet waaksaam wees, want dit wat Jesus vir hulle daai aand gesê het, toe hulle in die slaap is, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So ons het 'n vyand, en ons het ons eie vlees wat swak is, daarom moet ons altyd waaksaam wees. Moet ons versigtig wees.
En ons moet veral op die uitkyk wees vir vrees. Okay, ons kan maklik deur vrees oorheers word. Dit is wat hier gebeur met Petrus. Dis vrees wat maak dat hy hierdie sê. So wees waaksaam, dis die les vir ons. Moenie dink dat jy nou hierdie spesifieke sonde het jy nou oorkom en ek gaan nooit weer met daarin val nie en dan begin jy laks raak. En jy's nie versigtig rondom dit nie. Nee, wees waaksaam. Dit was die eerste keer, en toe die tweede keer, en nou die derde keer, en dan moet ons vra, wat nou? Wat dan? Vers 70. Maar hy het dit weer ontken. En 'n bietjie later weer, en in Lukas sê dit vir ons dat dit is min of meer 'n uur later wat hierdie gebeur het, sê die wat daar staan vir Petrus, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileër en jou spraak is net so. So, hier klompie tyd nou verbygegaan. Min of meer 'n uur, sê Lukas vir ons. En hierdie tyd kon Petrus begin besef het wat hy besig is om te doen, en hy kon vir die Here gevra het, help my nou, en hy kon gekies het, volgende keer as iemand my vra, gaan ek eerlik antwoord. Ek gaan opstaan vir die Here. Maar nee, Petrus gaan nou val en hy gaan nog verder val selfs. Nou gaan meer mense hierso volgens Johannes, okay, gaan nou, waar is meer mense wat ons hier sien om vra, en volgens Johannes is een van daai mense is 'n familielid van die ou wie se oor Petrus afgekap het. Okay, so dit is bietjie warmer. Hier is meer mense wat rede het om hom te haat. En hulle gaan en hulle vra hom. Dit lyk asof hulle hom herken het as nie net iemand wat in die algemeen saam met Jesus is nie, maar iemand wat saam met Jesus was nou in die tuin. En hy was daar gewees. En hulle maak die aantuiging, waarlik, jy behoort by hulle, want jy is ook 'n Galileër en jou spraak is net so. Okay, so in Johannes is dit duidelik, dit lyk of hulle hom herken het rondom die tuin, en hier in die ander evangelie sê dat hulle herken hom as 'n Galileër, hulle herken hom aan sy spraak. Okay? So hulle weet hy's 'n Galileër as gevolg van sy spraak. Wel, hoekom? Wel, die Galileërs het met 'n ander dialek gepraat as wat die Jode gepraat het in Jerusalem, okay, in Judea, daai area. Hulle het spesifiek die klank, die guttural klanke. Okay, en is nog eens 'n klank wat mense verskillend uitspreek, nê? Nee? As jy net dink Engels en Afrikaanse mense, is nie dieselfde nie. Okay? So daai spesifieke klank is van die klanke wat hierdie ouens verskillend uitgespreek het. En ons ken vir Petrus, hy is 'n ou wat net nie kan stil bly nie. Okay? Hy moet altyd net praat en sy spreek. En hy het onmiddellik gepraat. En sy spraak het hom weggegee. En nou is hy min of meer vasgepen. Ons kan hoor, ou, jy is deel van hierdie ouens. En Petrus gaan nie hierdie so maklik kan ontken nie. En kyk na vers 71. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. En hier daal Petrus nou baie laag. Die ou vertaling lees, toe begin hy homself te verwens. Nou julle ken heeltelik die Engelse woord anathema. Okay, anathema. Ja, nee, okay. Die almal ken dit nie. Okay, anathema. Hierdie is basies om jouself te anathematize. Okay, so anathema is om te sê jy is vervloek. So hierdie is om jouself te vervloek, om jouself onder 'n vloek te plaas. Ja, dis wat dit beteken. So vandag sal ons dalk sê, as ons dit nou wil doen nou, mag God my dood neerslaan as ek vir jou lieg. Dis wat hy doen. Okay? So as ek lieg, dan is ek vervloek. Dis die idee van die woord hierso. Dis heeltelik nie dat hy gevloek het nie, maar dat hy homself onder 'n vloek plaas hierso. En dan gaan dit en hy gaan verder en hy sweer ook, nê? Hy sweer dat hy nie lieg nie. En Jesus het hulle geleer, moenie sweer nie, maar laat jou ja wees en jou nee wees. Maar Petrus sweer juis om sy leuns te bedek. Nee? Hy gebruik juis dit wat Jesus gesê het ons nie moet doen nie. Hy daal so laag. En kyk nou wat sê hy hierso. Sy toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken nie, en hoor nou hoe beskryf hy vir Jesus, ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. So hy is besig om te sê, hy ken nie eers vir Jesus nie.
Ek weet nie eens van wie hulle praat nie. Hy gebruik nie eers meer Jesus se naam hierso nie. En hy maak so groot afstand tussen homself en Christus. En Petrus doen hierdie uit vrees vir mense. Jesus is nou heel moontlik ter dood veroordeel. Kyk, dit wat net in die vorige gedeelte het nou gebeur het nou plaasgevind. Hulle het hom gespot, hulle het hom geslaan en moontlik verdaag hulle nou tydelik. Ons weet dit, hulle gaan tydelik verdaag en dan gaan daar weer 'n mok verhoor wees se laaste een net om hom ter dood te kan vonnis en dan vat hulle hom na Pilatus toe. So hulle gaan dalk nou uit en Petrus besef heel moontlik dit gaan nie goed gaan met Jesus nie. En nou is hy nie bereid om saam met Jesus op te staan nie. Hy is soos net nog verder weg van Jesus af. Ek ken nie daardie man van wie julle praat nie. So Petrus verloon vir Jesus 3 maal en elke keer word die ontkenning, die verloning word net sterker en duideliker en hy gebruik selfs hierdie verdoemende woorde om dit te doen. Selfverdoemende woorde. So wat nou? Wat nou? Hoe gaan ons vorentoe van hier af? Kyk na vers 72. Sê in die tweede keer het die haan gekraai en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het: voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon, en hy het in trane uitgebars. Toe die haan kraai die tweede keer en hierdie haan kondig die aankoms van die oggend aan. Hy is besig om te sê: word wakker mense. En op daai oomblik word Petrus wakker en hy besef wat hy gedoen het. Lukas sê vir ons in Lukas 22 vers 60 en 61 en onmiddellik terwyl hy nog praat het die haan gekraai en die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. So Jesus was dalk nou klaar verhoor. Hulle kom uit die lokaal uit, hulle gaan hom tydelik in gevangenis hou en dan gaan hom weer terugvat aan 'n lokaal en 'n finale mok ding hê. Right? En Jesus op daai oomblik, hy weet presies wat Petrus gesê het, hy weet presies wat Petrus gedoen het. En op daai oomblik sê dit dat hy draai en hy kyk na Jesus, na Petrus. En daai woord wat Lukas hier gebruik vir die woord kyk, dit is presies dieselfde woord wat die diensmeisie gebruik het toe sy na Petrus gekyk het en hom probeer herken het. So dis 'n kyk, is 'n intense kyk, is 'n kyk wat ek is hier betrokke. Maar die vraag is, wat kommunikeer daai? En die Bybel sê dit nie vir ons duidelik nie, maar as ons die res sien, en ons sien Jesus se hart, dan sien ons toe later, dan dink ek daai is 'n liefdevolle, barmhartige belangstelling ten opsigte van Petrus. Hy's besig om vir hom, daar's pyn, hè, daar's beslis pyn in daai kyk. Petrus het nou net vir Jesus verloon. En Jesus is nou heeltemal op sy eie. Die enigste een wat nog half van naby rondgang het, is weg. Daar's pyn, maar daar's ook barmhartigheid. Daar's 'n kyk van, draai terug na my toe, Petrus. En die haan kraai, en Petrus onthou, en Petrus se hart breek. En vir die tweede keer het die haan gekraai, sê vers 72, en Petrus het die woord onthou, wat hy vir Jesus gesê het, of wat Jesus gesê het: voor die haan 2 maal gekraai het, sal jy my 3 maal verloon, en hy het in trane uitgebars. En daai is in die Grieks ook baie sterk, die ou vertaling doen goed hierso, hy het in trane uitgebars. En dit, weer eens is die idee van, hy het aangehou ook huil hier. So, eerste keer, tweede keer, derde keer, wat nou? Strike 1, strike 2, strike 3, is Petrus nou uit? Is daar nie meer geleentheid vir hom om reg te maak, kan hy nie weer terugkom nie? Wel, daar was nog iemand daai aand, nê, wat ook sy rug op Jesus gedraai het, wat ook sleg gevoel het oor sy sonde. Maar daar is 'n groot verskil tussen hom, Judas, en Petrus. Wat is die verskil tussen die twee? Wat is die verskil tussen Judas en Petrus? En hierdie is belangrik vir ons. Die verskil is, die een het wêreldse berou gehad, die ander een het ware berou gehad, Bybelse berou gehad. Judas het berou gehad, ja, maar wat het hy gedoen toe hy agterkom, dit is wat hy gedoen het? Hy het probeer sy eie werke gaan regmaak, gooi die geld net terug, en toe het hy probeer self sy sonde gaan hanteer, deur homself te gaan laat hang. Petrus aan die ander kant, sy trane,
Sy berou is werklike berou. En hy sien net later, daai dag sien hy hoe sterf Christus vir sy sonde, alhoewel hy dit op 'n afstand gesien het. En Petrus het op die ou en het teruggegaan na Jesus toe en toegelaat dat Jesus sy sonde hanteer en daarvoor betaal. Petrus het gedoen wat elke ware gelowige doen wanneer hulle gesondig het. Hulle huil oor hulle sonde. Daar's droefheid, daar's hartseer. Maar hulle stop nie net daar nie. Dis nie waar ons moet stop met ons sondes nie. Ware Christene gaan na Jesus toe in geloof en hulle bely hulle sondes weer en hulle vertrou dat hulle is vergewe in hom en dan kies hulle om in sy krag te gaan verander. Daai sonde te gaan doodmaak. Is dit wat Judas gedoen het? Nee. Hy het sy sonde in sy eie hande geneem en homself gaan hang. Hou kruis, ons gaan ergens weer sondig. Ek verseker jy gaan weer sondig, behalwe as Jesus jou nou kom al. Okay? Ons gaan sondig. En ons gaan dalk selfs vir Jesus verloon. Dalk nie op dieselfde vlak nie, maar daar's 'n tyd wat jy eintlik iets moes gesê het, moes eintlik opgestaan vir die waarheid, maar jy het dit nie gedoen nie. Okay? Of net in jou sonde, die manier hoe jy sondig, verloon jy dit wat Jesus vir jou gedoen het. Hoe moet ons dan optree? Okay, ons moet dan teruggaan na Jesus toe. Ons moet hom vra om ons te vergewe en ons moet dan hom vertrou en dan moet ons daai sonde gaan doodmaak in die krag wat hy gee en met die toerusting wat hy vir ons gee. Okay? Die Gees, die woord, gebed, die gemeente. In sy krag moet ons dit dan doen. En hier's 'n vraag wat ons moet oordink in hierdie stuk en dit leer ons, hieruit leer ons. Hoekom as Jesus geweet het Petrus gaan hom verloon, hoekom het Jesus dit nie gestop nie? Hoekom het hy nie gestop nie? Jesus kon dit keer, toe Satan gevra het, mag ek vir Petrus sif? Toe kon Jesus sê, nee, jy mag nie. Hy het daai reg om dit te kan doen. So hoekom het Jesus dit nie gedoen nie? Hoekom keer hy dit nie? Wel, as 2 redes wat ons sien. Eerstens, sodat Petrus sy broers kan gaan versterk. As hy nie geval het nie, dink jy daaraan as Petrus nooit geval het nie? Hy was lojaal by Jesus gewees, maar hy oorleef het op een of ander manier. Hoe gaan hy die ander disippels gaan hanteer het? En dis die punt, Lukas 22 vers 31 en 32. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vuur begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeer is, en eintlik moet daai vertaal word, en wanneer jy eendag bekeer is, meeste vertalings vertaal dit so. Okay, bekeer is beteken jy het geval. Okay? So wanneer jy geval het, maar jy draai weer terug, moet jy jou broeders versterk. God stuur beproewinge oor jou pad. Hy laat versoeking in jou lewe toe, sodat jy ander wat deur dieselfde swaar kry of deur dieselfde sonde gegaan het, kan help. Dis hoekom hy dit met ons ook doen. So God is besig om jou dan toe te rus om ander te dien. So jy moenie wanneer jy gesondig het dink, wel dit is nou oor en verby en nou is ek useless. Die Here kan niks meer met my doen nie. Nee, hy wil hê jy moet na hom toe gaan, in Christus gaan vertrou en nou is jy beter toegerus om ander te gaan help en ander te gaan dien. Want jy het deur dieselfde moeilike goed gegaan. Dit is die eerste ding wat ons sien hier, eerste rede. Verder het Jesus hierdie nie gestop nie, want Jesus was besig om 'n rots, 'n Petrus van 'n Simon te maak. Hy was besig om hierdie man wat te vol van homself was, te gaan verander sodat hy meer op Jesus sal vertrou en sal staan, sal 'n rots word. Hierdie selfde Petrus, gevul met die Heilige Gees, so dis deel van wat God gebruik is die Heilige Gees, gaan net 'n paar maande later nie voor 'n diensmeisie staan nie, maar voor die hele Joodse raad staan. En hulle gaan vir hom sê, jy mag nie Jesus se naam verkondig nie. Nee, jy moet Jesus heeltemal verloon nie, 'n baie kleiner ding. Jy mag hom net nie verkondig nie. Moenie oor hom praat nie. Maar Jesus het vir Petrus hulle die opdrag gegee dat julle moet in Jerusalem en Samaria en tot die einde van die wêreld met julle my gaan verkondig. En wat sê Petrus vir hulle? Hy sê vir hulle, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. So hy sê vir hierdie ouens, vrees God meer as die mense. Dis dieselfde Petrus, kyk hoe hy verander. So maak nie saak sê vir hulle wat julle aan my gaan doen nie. Ek gaan aanhou gehoorsaam wees.
gaan nie Jesus weer verloor nie, inteendeel, ek gaan hom nie net glo in hom en ek bly stil nie, ek gaan selfs hom gaan aktief aanhou verkondig. En julle moet maar doen wat julle wil met my. Dis wat hy sê. So Jesus wat Petrus so laat val het van Petrus 'n rots gemaak. Dit het gemaak dat hy nou weet hoe afhanklik hy van Jesus is. En omdat hy nou in daai afhanklikheid meer leef, is hy sterker. Hy sondig weer, Galasiërs 2, gaan kyk aan hom. Maar hy's 'n ander mens. Hy vertrou nou meer op die Here. Hy's meer 'n rots. En dan skryf hy die brief 1 Petrus, wat die brief is wat gaan oor hoe moet ons vervolging hanteer. Petrus, die ou wat Jesus 3 keer verloon het toe daar vervolging kom, is nou verander deurdat hy die ou is wat hierdie briewe vir ons kan skryf. En wat op die ou ende vir sy geloof gemartel was tot die dood toe. So God laat toe dat jy in sonde inval en dat jy beproef word, daai twee kante, want hy is besig om jou sterker te maak en hy word daardeur verheerlik op die ou ende. So wanneer jy gesondig het, dan is die belangrikste ding dit wat jy volgende doen. Ek hoor julle. Wanneer jy gesondig het, is die belangrikste ding dit wat jy dan gaan doen met daai sonde. Gaan sulk jy ergens net en raak net depressief. Of gemaak jy verskonings. Ek kon nie anders as om gesondig het. Hierdie man, hierdie vrou, hierdie kind wat U vir my gegee het. Ek kan nie glo hulle behandel my so nie. En so eintlik is dit amper asof jy die skuld op God sit. Soos dit Adam gemaak het, die vrou wat U vir my gegee het, daarom gesê. So maak jy verskonings. Of raak jy dalk meer godsdienstig, dis 'n ander manier om dit te hanteer. En probeer jy opmaak vir jou sonde. Ek gaan nou net al hoe meer hierdie goeders doen en my lysies word nou net soveel langer en as ek al hierdie goed doen, dan gaan ek my skuld nou hanteer het. Dan gaan ek nie meer so sleg voel oor my sonde nie. Ons kan nie so reageer op ons sondes nie. Ons moet na Jesus toe gaan. Hom vra om ons te vergewe en dan die krag wat hy vir ons gee, die woord, die Heilige Gees, gebed en ander gelowiges, moet jy dan toelaat om jou te help om weg te draai van daai sondes af. En sondes te begin doodmaak in jou. Nie omdat jy probeer regmaak nie, maar omdat hy jou reggemaak het. Omdat jy uit liefde vir hom nou gehoorsaam wil lewe. Ek sluit af met 2 aanhalings wat hierdie lesse vir ons leer en een verhaal wat dit vir ons illustreer. Samuel Rutherford het geskryf, I find it most true, en hierdie ou is 'n Skotse ou gewees, is ou Skots van hierdie goeters nog. I find it most true that the greatest temptation out of hell is to live without temptations. Ek dink oor dit. If my water should stand, they would rot. Faith is the better for the free air and the sharp winter storm in its face. Okay, so die Here laat ons deur moeilike dinge gaan om ons geloof sterker te maak. Okay, hy sê ook verder Rutherford, I find crosses, en hy bedoel ons kruise wat ons moet dra. Hy bedoel swaar dinge, moeilike omstandighede wat jy moet deurgaan, okay? So I find crosses, Christ's carved work, that he marked out for us. And that with crosses, he figurative and portrayeth. Okay, vorm en maak ons, dis die idee. Us to his own image, cutting away pieces of our ill and corruption. En dan skryf hy self, Lord cut, Lord carve, Lord wound, Lord do anything that may perfect thy Father's image in us and make us meet for glory. Maak dat ons kan pas nou by die heerlikheid. Ek het nie die verhaal geken nie, ek het dit raak geloop hierdie week in my studies. Belshazzar Hapmaier has been called the Simon Peter of the evangelical Anabaptists of the 16th century. Okay, Anabaptists is mense wat doop, gelowiges doop, right? Doop van gelowiges glo. En hierdie naam Anabaptist was wat die ander reformers en ander en die Rooms-Katolieke hulle genoem het. Dit is 'n slegte naam geweest, right? So om neer te kyk op hulle. He was the movement's greatest theologian. He would see 6,000 believers baptized in Nederlandsburg in 1650, 26 and 27. Nou daai is net, wanneer het hy die 95 fees op die deur geslaan? 1517. Dis net 10 jaar na. Dit is in die reformasietyd. Dis daai begintye wat ons die kerk weer teruggaan na die woord toe en begin meer suiwer word. Right? Dis reg dan.
En dan sê, because of vicious and severe persecution, he would compromise and deny his commitment to Christ at least on 2 different occasions. And yet, like Peter, he would be brought by God to a deep repentance and confession. In a work entitled Short Apology, he would write, "O God, pardon my weakness. It is good for me that I have been, good for me that you have humbled me." Nou gaan dit aan. When what appeared to be a third occasion of torture, I grew strong, and with uncompromising fortitude remained true to Jesus. The date was March 2nd, 1528. 1 week later on March 10th, so dit was sy trial gewees, en hy het hierdie keer nie ingegee nie, hy het Jesus aanhou bely. So 'n week later, March 10th, Hapmai was burnt at the stake, with his precious wife nearby, encouraging him to remain faithful to Jesus. 3 days later, she would be executed as well by drowning in the Danube River. En ek dink ek moet hier aangaan. Ja, nog. As Hapmai prepared to be burnt, he shouted loud for the onlooking crowd to hear. "O my gracious God, grant me grace in my great suffering." And as the flames engulfed his beard and hair, his last words were simple. "O my heavenly Father, O my gracious God, O Jesus." And dan sê dit, witnesses said that in his death, he appeared to feel more joy than pain. Such is the grace of God poured out on any sinner. Okay, so weggedraai van Jesus af, maar teruggekom deur God se genade. En sê, no matter what the sin, who flees to Jesus in repentance, who flees to God in his hour of need. So dit is die genade wat Jesus oor ons het, God oor ons het. Maak nie saak wat ons sonde is, as ons na Christus toe gaan. The great King in his compassion, or his passion has made it possible for all of us without exception om hierdie tipe van vergifnis te kry. En dan sê hy, praise his name. So Petrus was vergewe van 1 keer, 2 keer, 3 keer Jesus verloon. En hy was daarna kragtig gebruik deur God. En dalk het jy ook geval. Gaan na Jesus toe. Hy is 'n wonderlike redder. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar dat ons hierdie gedeelte na kan kyk en hierdie stuk geskiedenis wat vir ons opgeteken is om te sien net hoe Petrus opgetree het, maar dit wat ons daaruit kan leer. Here, ons sien u ongelooflike genade. Here Jesus, hoe u op die ouene vir Petrus oprig en hom vra, Simon Petrus, het jy my lief? Meer as die ander. En hom weer 'n keer vra, en hom 'n derde keer vra, en hom herstel, en hom aanstel selfs, Here. Here, ons sien die ongelooflike genade wat u oor hom het, en ons weet, Here, die ongelooflike genade wat u oor ons het. Dat u ons sondes vergewe, Here. En dat u ons dan in staat stel om te kan leef vir u, Here. En u gee vir ons alles wat ons nodig het om gehoorsaam te kan leef, Here. Nou help ons dat ons nooit u barmhartigheid sal misbruik nie en sal dink dit is gee vir ons reg om net aan te hou te sondig nie. Maar Here, dat ons u barmhartigheid jy sal sien as dit wat ons laat terugkeer en wil wat maak dat ons volhard in die geloof, Here. Here, ons is dankbaar dat ons ook vandag net u genade kan seëvier in JJ se lewe ook en die getuienis wat hy nou kan aflewer, Here. Ja, net u wonderlike genade ook oor hom en oor elkeen van ons, Here, wat glo. En Here, ek bid vir die wat hier is wat dalk nog nooit werklike geloof, reddende geloof in Jesus het nie, dat hulle vandag sal kom, sal besef hulle het gesondig. Hulle staan skuldig, maar al hoe hulle sonde skuld kan hanteer word is in Christus en deur Christus. En help hulle, Here, dat hulle na Jesus, na u toe sal gaan en sal glo en sal bekeer en gered sal word en vergewe sal word en dat u hulle 'n nuwe mens sal maak in Christus. Ons loof en ons prys u vir hierdie dinge. Amen.